Connected. Goeiemôre. Dit allemaal baie welkom vanmôre hier by ons. Ons gaan die dag in saam met die Here met die wete hy leef en opgestaan. Amen. Onze liefdevolle Hemelse Vader, Here, verloor sê ons dankie. Dankie, Here, dat U gewillig was, dat ons hierdie naweek geweet het, U het alles weer gaan vir my. En van enige elke ene, jy sê, ons kan vanmôre elkeen sê, dit was vir my. Daarom wil ek sê, baie dankie, Here, vir die opstanding vandag, wat ons weet, U het opgestaan, U leef, en ons kan net sê, dankie, Here, daarvoor. Dankie, dankie, dankie. Wees nou met ons deur hierdie diens wat ons vanmôre hier sal saam vergader, Here, dat ons wel U naam kan groot maak en net kan sê, dankie, Here, dat U opgestaan het uit die dode uit en U het die Satan geoorwin en hy kan ons niks doen nie. Want U is ons Vader, en ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Seën hierdie diens. Amen. Spesiale welkom vir aan die dag vandag. Het is so lekker om dit aan die dag terug te hê. Baie langs die weekend. Baie van ons het gedink, dis die einde. Maar die Here het 'n ander plan. Amen. En ons leer die Here leef. En ons gevolg van die Here se naam groot maak, ons gaan lekker loof en prys vir oggend. Ons sal saam. I live in my heart. I listen to your love. I live in my heart. I live in my heart. I listen to your love. Hallelujah, hallelujah. I Jesus Spirit, I live in my heart, hallelujah, hallelujah, I Jesus Spirit, I live in my heart, I Jesus Spirit, I live in my heart, I live in my heart, I Jesus Spirit, sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus Spirit, I live in my heart, sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus Spirit, my Jesus is alive, and I will know, and I will know. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, 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 well. My Jesus is alive, alive, well.
Jesus, Jesus, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus, Jesus, my forever, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus, Jesus,
loof U dat die koning van ons land. Ons verheerlik U.
Dankie dat ons die versekering gee dat ons aan Sweet
Halleluja, Here, ons Here. Die leef het opgestaan, Here. Ons prys U vanmôre, Here. En omdat U leef, Here, God sê ons kans. Halleluja, Jesus. Vanoggend het 'n oomblik terwyl ons saam met U gebed sing. En die Here het ons sy gebed gestuur. Sy gebed gegee vir 'n rede. Amen. Maar die Here, die disippels geleer het om te bid. Die Here het hulle gebed te bid van alles wat vat. Gebed waar jy bid nie net vir vandag, maar vir môre. Maar vir die Here se wil in jou lewe. Ons Vader wat in die hemel, Here, laat U wil geskied. Here, nie net soos wat dit in die hemel gebeur nie, Here, maar ook so hier op aarde. Here, bewaar ons sodat ons nie in die versoeking sal kom. Here, hou ons weg van die ons. Here, soos wat U vergewe het, Here, lei ons om te kan vergewe. Maar Vader, Here, ek dank U vir die woord wat vanoggend uitgekom. Here, dat U my sal lei met U instrument, Here. Die woord wat ek bring, nie uit my eie uit sal wees, in die hart. Vader, maar dank U vir elkeen wat die woord vanoggend hoor. Here, wat dit deel maak van hulle lewens. Here, wie se woord, wie se hart in die woord saam skiet. Here, dat daar die saad sal groei en vrug sal oplewer. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Oggend is opstandingsoggend.
Ons vier die opstanding van ons koning en ons weet hy leef. En as jy jou Bybel hier so het, vanoggend maak saam met my oop. Maar 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ons gaan volgende daar saam lees. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1-8. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardoor julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. En dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. En dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels. Die laaste van almal het hy verskyn ook aan my, as die ontydige geborene. Want ek is die geringste van al die apostels. Want die werd is om 'n apostel genoem te word, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbeid as hulle almal. Nogtans, nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek is of hulle, so preek ons, en so het julle geglo. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dooie is? As daar geen opstanding van die dooie is, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het. Hy word nie opgewek nie, ten minste as die dode nie opgewek word. Want as die dode nie opgewek word, dan is Christus ook nie opgewek. En as Christus nie opgewek is, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sonde. Amen. Dan is ook die wat aan Christus ontsnaap, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendige van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Amen. Sien, God sal altyd die laaste sê. Amen. Hy sal altyd die laaste word. Jesus was geslaan en gemartel vir ons. En hy was gekruisig, met spykers geslaan aan 'n houtkruis. Hulle het hom sy sy gesteek met 'n spies. En hulle het hom dood verklaar, sy lewe geneem. En hulle het hom in 'n graf gaan sit, en 'n groot klip oor die graf rol. En in daardie jare het hulle gegaan en hulle die graf gaan seël met 'n Romeinse seël. So daar was amper as jy die prentjie dink, groot koue vasmaak oor die klip, en 'n groot seël vasgesit op die klip. En as iemand hierdie seël gebreek het, sou hulle ten dood veroordeel geword. Want jy het teen die Romeinse ryk gegaan om daar die seël te breek. Sien, die Fariseërs het die Romeinse, hulle gaan vra, sit daar wag,
Hulle was so bang dat Jesus moes opstaan. Hulle was so bang dat iemand gaan Jesus se liggaam steel en gaan verder verkondig dat Jesus leef. Niemand het hulle geweet, niemand het nodig om Jesus se liggaam te steel uit krag. Niemand het hulle geweet, Jesus sou self opstaan. Amen. Sien, die wêreld het gedink, dit is verby. Hulle het gedink, dit is klaar. Satan het gedink, hy het gewen. Jesus is dood, hy is in graf. Sien, maar hy het vergeet dat God is almagtig. Amen. Sien, en God het gesê, dis nie klaar nie. Toe Jesus aan die kruis sterf, toe sê God, kyk wat gaan ek nou doen. Kyk wat gaan nou gebeur. Dis nog nie die einde nie. C.S. Lewis het gesê, Jesus did not come to make bad people good, but to make dead people live. C.S. Lewis het baie mooi gesê. Jesus het nie gekom sodat slegte mense goeie mense. Jesus het gekom vir die dooie mense. Amen. Sodat dooie mense kan leef. Jy wat dood is in jou gees, sodat jy weer kan leef. Amen. Jy wat dood is deur sonde, sodat jy weer kan leef. Amen. Sien, dood is 'n realiteit wat niemand van ons ooit sal kan vermy. Amen. Het is hartseer om te dink, daar is mense wat glo in reïnkarnasie. Mense wat dink, hulle kom terug as anders. Kom terug as 'n ander mens. Daar is gelowe wat het verkondig is. Amen. Hulle reïnkarnasie. Sien maar, as ongelowige is die dood finaal, heeltemal. Dit kan nie vermy word nie. Amen. Maar as gelowige, lyk die prentjie bietjie anders. Sien, wanneer 'n persoon sterf, gebeur daar 'n proses. Daar's 'n skeiding wat gebeur. Daar's 'n skeiding tussen liggaam, siel en gees. Jou liggaam gaan terug na stof. En die Here het gesê ons is uit stof uitgemaak. Jou siel gaan waar jy kies hoe siel moet gaan. So alles wat jy doen, nou en verby en nou lewe het jy 'n keuse om te maak waar jy kies, waar jy jou eie bestemming gaan doen, waar jou siel heen gaan. Jou siel gaan op hemel toe gaan help, waar jou keuse. Jou gees gaan terug na God, want jou gees kom van God. Prediker sê dat hy sê dat ons is die stof. En dat stof keer terug na die aarde, soos wat het gewees het in die begin. En dat ons gees keer terug na God. En Handelinge het Paulus se saamstel, hy sê dat ons is bestem om net eenmaal te sterf. Amen. Jy sterf nie 2 en 3 keer nie. Jou liggaam sal net 1 keer sterf. Sien, toe kom Jesus en hy verander die prentjie nou. Sien, ons weet dat dood is finaal. Daar is nie 'n tweede kans na die dood. Die dood is dood. Amen. Jy kan nie na die dood is Jesus kan sê dan vir wat ek gedoen het. Ek wil nou bekeer van my sonde. Ek moet nou so. Dit is klaar. Sien maar, die dood sou altyd finaal gewees. Totdat die kruis gebeur. Toe die kruis in die prentjie kom en toe Jesus op die kruis sterf, toe verander Jesus die prentjie heeltemal. Toe het Jesus gesê dat vir hulle wat glo in hom, is die dood nie finaal. Amen. Nou die dood het 'n nuwe begin gemaak. 'n nuwe hoofstuk, 'n nuwe blaadjie. Sien maar, Jesus se dood was baie uniek geweest. Wanneer ons sterf, ons liggaam, siel en gees skei. Toe Jesus sterf gebeur dit. Sy liggaam en siel en gees al afgeskop na die doderyk. Vir 'n lewe.
Jesus het nie net gesterf gekruis. Hy het 'n missie gehad. Hy het werk gehad wat hy moes gaan doen het in die doderyk. Amen. En hy het fisies afgedaal met sy liggaam in die doderyk. So as jy net sy sien, Jesus het gaan rondloop in die doderyk. Amen. En hy het baie dinge gedoen terwyl hy daaronder was. Die toe daaronder nie in die doderyk kom, die maak hy 'n spektakel van Satan. Jesus aan Kolossense 2 en sê, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee het, en hulle in die openbaar tentoon gestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. In die kulture daardie jare waar jy in oorlog was, en jy het 'n nasie oorwin, dan het jy hierdie nasie gevat, konings en al sy manskappe wat vir hom gewerk het, en hulle het hulle uitgeklee, en hulle het hulle rond gaan paradeer deur die dorp, sodat almal kon sien dat hulle was oorwin. En Jesus het presies dieselfde gedoen met Satan. Hy het afgedaal in die doderyk. Hy het Satan gaan stroop van alles wat hy aangehaat het, en hy het hom rondberei soos 'n gek. En al die doderyk kon sien, Satan is oorwin. Amen. Die demone is oorwin. Al die magte van die duisternis is oorwin. En toe gaan doen Jesus 'n ander ding, en hy loop na die sleutelboksie toe, daar langs Satan se troon, en hy maak die sleutelboksie toe, en hy haal die sleutels uit. Amen. En hy vat die sleutels van die dood en die doderyk. Dit is dan Openbaring 1 vers 18, waar hy sê, ek was dood en tyd, ek lewe tot in alle ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Amen. Jesus het nie net die sleutels van die doderyk gevat, maar die sleutels van die dood self. Amen. So jy wat glo, jy wat Jesus in jou hart ontvang het, kan jy nie sterf nie. Amen. Dood het nie 'n spraak oor jou liggaam. Dood het nie 'n vaste plek. Ellen het volgende gesê en sê, the cross was not a defeat. It was the greatest victory the world has ever seen. Amen. Dit was die grootste oorwinning. Die mees wonderbaarlikste oorwinning wat ooit gebeur het. Sien, as Jesus nie sondeloos was, kon hy nie opstaan in die dood. As hy nie sondeloos was, sou hy nie sleutels doen. Amen. As Jesus nie sondeloos was, sou hy die dood kon oorwin. As hy nie sondeloos was nie, sou ons nie genesing van siektes doen. Amen. Ons sou nie vergifnis doen. Sy bloed het gevloei vir vergifnis. Maar as Jesus nie kon opstaan uit die graf, was dit nadeloos. Amen. As hy nie kon opstaan uit die graf, sou ek nie verlos gewees. Maar Jesus was perfek in elke opsig gewees. Amen. Hy het geen sonde gehad. Geen vlek. Nou die wetenskap kom en sê dat daar is sekere tekens wat 'n persoon moet hê, of sekere tekens wat jy moet toon, om te wys jy leef. Te sê jy is 'n lewende persoon. Die wetenskap sê jy moet kan asemhaal. As jy asemhaal, leef jy. Sê jy moet 'n beweging toon. Sê dat dan moet 'n respons wees, 'n reaksie. Dus ook wanneer iemand op machinerie is, op asemhalingsmasjiene, dan toets hulle agter die oë se reaksie, om te kyk of daar nog lewe is. Wetenskap sê jy moet 'n klank kan maak, jy kan praat, as jy kan praat lewe jy. Twee mense kan nie praat nie.
wetenskap sê dan moet daar 'n fisiese teenwoordigheid wees om te sê jy leef. En dan om te dink, deur eeue alleen is daar nog steeds bewegings om te sê dat Jesus is nie opgestaan met dood. Daar is nog steeds mense wat sê dat sy liggaam was uit die graf uitgesteek. Hulle kan nie ontken dat die graf leeg is. Maar hulle probeer ontken dat hy leef. Amen. Maar nou die wetenskap het tekens gegee. En as jy die wetenskap se tekens vat, en jy vat wat die Bybel sê, en jy sê die twee van mekaar, dan kry jy presies die tekens dat Jesus leef. Amen. Die Bybel gee elke teken. Al die bewyse dat Jesus leef. Ons kyk dan Lukas 24 vers 15. Dit sê Jesus het beweeg. Hy sê terwyl hulle praat met mekaar aanvra, kom Jesus self nader en loop saam. Dit was 'n fisiese liggaam wat saam met hulle geloop het. Nie spook nie, is nie 'n gees gewees nie. Was nie 'n skynbeeld nie. Was 'n lewende, bewegende liggaam wat saam met mense geloop. Amen. Die wetenskap sê dat daar moet 'n reaksie wees. Jy kan reageer. In ander woorde, as jy gaan kyk na die dinge wat Jesus gedoen het. Jesus was bewus van wat rondom hom aangegaan het. Hy was bewus van die mense gewees. Hy het hulle geken. Hy het hulle op hulle naam genoem. Hy het vir Maria op haar naam genoem. Amen. Hy het die mense gevra, waaroor praat julle? En Lukas 24, weet jy. Hy vra hulle regtig, wat is hierdie praatjies waaroor julle? Waaroor is julle besig om te praat? Jesus was bewus van dinge. Hy was betrokke met dit. En so Jesus het gepraat. Aan Johannes 21 sê, Jesus vra vir Simon. Simon sê van Jona, ek ken my nie. Om te kan praat, moet jy kan asemhaal. Amen. Om te kan praat, moet jy bewus wees van wat rondom jou aangaan. En jy moet by jou volle bewusheid wees. Om te kan praat, moet jy lewe. Dooie mense kan nie praat nie. Amen. Nie vir mense kan hy praat met hulle. Jesus was tasbaar gewees. Hy sê vir hulle, kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk. O ongelowige Thomas, wat nie wil glo dat Jesus opstaan het. Nie sê vir hom, kyk na die plekke waar my hande Amen. Sit jou vinger daarin. Sit jou vinger in my sy en daar in my gesleep. Voel aan my, dit is werklikheid. En as jy dood was en was het gees vir die leeuw, vinger in Jesus sy gesleep. Thomas sal nie aan kon vat nie. Maar gaan verder, Jesus het geëet. Daarom gee hy vir hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek en hy het geneem voor hy geëet. Dooie mense kan nie eet nie. Amen. Ek het nog nooit gesien dat 'n lijk kan eet nie. Ek het al hoeveel mense begrawe. Ek het al hoeveel dooie mense gesien in die hospitaal terwyl ek gewerk het. 'n Dooie persoon kan nie eet nie. Amen. Maar Jesus het geëet. Prys sy naam. So hoe kan hulle sê hy was dood? Hoe kan hulle sê dat hy nie opgestaan het? Jesus het asem gehaal. Johannes 20 sê, en nadat hy het gesê, blaas hy op hulle. Dit is van die gees. Jy as iemand wil blaas, moet jy kan asem. Amen. Sien, maar Jesus was vir 40 dae na sy opstanding, was hy nog op aarde, was hy verskyn aan mense. Na in die 1 vers 3 is dit hy sê,
aan wie hy ook na sy lyding om lewend vertoon het, deur baie kenmerke, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God geskryf. Jesus het nie net een keer aan iemand verskyn. Hy het nie net aan Maria by die graf verskyn. Hy het nie net in die boorkamer verskyn. Vir 40 dae lank het hy verskyn aan verskillende mense, verskillende tye en op verskillende plekke. Het hulle gepraat, saam met hulle gefellowship. Die beste van alles is, Jesus het aan oor die 500 mense verskyn op dieselfde tyd. En Korintiërs 5 sê hy verskyn aan oor die 500 broeders. Amen. Sien, 2 mense saam, kan nog oor hulle. Miskien nog 'n derde een ook. Maar 500 mense saam kan nie oor dieselfde ding doen. Amen. En nie een van hulle se storie gaan presies dieselfde wees. Billy Graham, hy sê, the resurrection is the cornerstone of our faith. Without our faith is meaningless. Amen. Sonder die opstanding het ons nie geloof. Sonder die opstanding is daar nie hoop nie. Sonder die opstanding is alles waaraan ons glo nutteloos. En Paulus het geskryf, hy het gesê, as Christus nie opgewek is, dan is jou geloof nutteloos. Heeltemal nutteloos. Sien maar, met die opstanding is die dood verstaan. Amen. Met die opstanding is die dood oorwin. Jou sonde is betaal. Dit was alreeds aan die kruis vasgenaal, saam met Jesus. Amen. Maar die opstanding het finaal gemaak. Met die opstanding, dit beteken dat Satan is oorwin. Prys sy Al sy naam. demoniese magte is oorwin. Daar is nie 'n houvas teen hom. Charles Spurgeon het gesê, het self gesê, the resurrection of Christ is the crown and the glory of the gospel. If it is true, it changes everything. Die opstanding verander alles. Amen. Sien, ons weet vandag dat die graf is leeg. En ons weet, hulle kan dit nie anders bewys. As jy vandag in die vliegtuig klim, en jy vlieg Israel toe, en jy gaan Jerusalem toe, dan na Jesus se graf. Dis leeg. Amen. Daar's niks. Hartlik is weggeruim. En Jesus leef. Wacht om die keer, die priesters om die keer. Sien maar, omdat Jesus lewe, is daar hoop vir môre. Amen. Omdat hy lewe, weet ons, was nie verbreek. Omdat hy lewe, weet ons kan aangaan. Sien, ons dien nie 'n godsdienst wat dood is. Ons dien nie klipsandbeeldjies nie, wat nie kan praat nie, nie kan eet nie, wat nie kan hoor nie. Ons dien 'n lewende God, wat met ons terugdraag, wat jou vashou, wanneer jy hartseer is, wat jou koester, God wat liefde bewys. Amen. Sien, as die dood hom nie kon vashou, kan ek jou ook nie vashou. As ek nie hom kon terughou in 'n graf nie, kan ek jou ook nie terughou in die lewe. Amen. Ek wil afsluit met die stelling van Jesus gesê, if Christ has not been raised, your faith is futile. If he has been raised, nothing else ultimately matters. Amen. Niks maak saak
omdat Jesus leef. Geen swaarkry maak saak, geen siekte maak saak, geen probleem of wat sy maak saak, maar Jesus lewe. Amen. Hy het die laaste gesê. En vanoggend, ek dink ons moet tafel. Nie net dat hy gesterf het vir ons, maar ons kan herdenk die feit dat hy lewe, dat hy Amen. opgestaan het. Sien in die nacht waar die Here verraai is, het hy die brood geneem, en hy het dit gebreek, en hy het gesê, hier is my liggaam. Neem dit en eet dit, en eet dit daaraan. Hou jou broodjie vanoggend by jou. Ons gaan saam eet as familie vanoggend. Ons verklaar vanoggend saam. Hierdie is die liggaam van Christus. Soos ek dit neem, word dit deel van my liggaam. Sy liggaam vernuwe my. Sy liggaam versterk my. Dit genees my van alle siektes. Sy herinner my vanoggend. Koning lewe. Amen. By die week het gemeente gesê, dit is die beeld van die liewe verbond, dit wat vir jou gesorg is. Neem dit, drink dit. Maar nie is dit iets godvaar gesê, hy het gesê, doen het so dikwels soos jy wil kan. So neem vanoggend jou kelkie. As jy die beker wil gebruik, asseblief steek net jou hand op. Hierdie is die bloed van Christus. Sy DNA is deel van my lewe. Dit reinig my. Dit heilig my. Dit maak my die geregtigheid van God. Ons Vader, Here, vanoggend kan ons vir U dankie sê, dat ons kan deel hê aan die liggaam, dat ons kan deel hê, Here, aan die bloed. Ons kan kom dankie sê, Here,
dat ons kan weet, Here, U het vir ons gesterf. Here, U het die ultimate prys betaal vir ons. Vader, kom kan ons dankie sê. Ons kan weet dat Jesus leef. Here, dankie dat ons kan weet dat ons dien God wat asemhaal, God wat terugpraat met ons, God wat daar is om te luister. Hemelse Vader, Here, hoe wonderlik is dit om te weet dat wanneer ons na U toe kom, Here, U is daar ten alle tye. Here, U het gesterf vir ons siektes, vir ons kwale, vir ons probleme en ons hartseer. En ons weet dat dit het nie die naaste sê, omdat U juist leef. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.